Baie dankie. Ek kan die sitplek neem. Prys die Here. God's a good God. God is 'n goeie God. Daar is niemand soos hy nie. 'n Onfeilbare God. Hy het nog nooit gefaal nie. Is dit nie goeie nuus nie? Jou God het nog nooit gefaal nie. Is dit nie vanmôre vir jou goeie nuus nie? Of jy nou in 'n goeie plek is en of jy in 'n slegte plek is, dalk of in 'n storm is, jou God het nog nooit gefaal nie. Dis goeie nuus. Hy is op die troon. Hy regeer en hy leef. Hy het die dood oorwin en hy is in beheer van alles. God het nie beheer verloor van hierdie wêreld nie. God het nie beheer net omdat dit eindtyd is en die mensdom in 'n toestand is, beteken nie God weet nie wat hy doen nie. God is in beheer oor alles en hy laat sekere dinge toe omdat hy gesê dit gaan gebeur, want die mens het keuses. Maar God is in beheer. Hy het dit al vooraf gesê wat alles moet gebeur in hierdie tyd. So dit beteken hy het geweet. Hy is in beheer. Hy is in beheer van jou lewe, hy is in beheer van my lewe, hy weet wat in my toekoms lê, hy weet wat in jou toekoms lê. Ek en jy moet net leer om op hom te vertrou. Ek en jy moet net op 'n plek kom waar ons baie keer net oorgee. Ek is een van daai ouens wat altyd alles wil uitsorteer. En as God besig is met iets, wil ek daarom net weet waarmee is hy besig, hoe gaan hy dit doen, wanneer gaan hy dit doen, so ek wil ook net sê, sodat ek kan beter voel. Maar ongelukkig werk die Here nie so nie. Hy vra net vir my een ding, vertrou my. Al sien jy nie, al verstaan jy nie, just trust me. I am God. En ek eer die Here dat ek en jy 'n goeie God dien. Ek wil vanmôre met jou praat oor God se plan vir jou lewe. En dit wat God vir jou wil doen, en dit wat die vyand probeer keer van jou geboorte af. Wie weet dat die vyand al van jou geboorte af jou probeer weghou van God se plan af? God has created you for his purpose. Dis God se woord. God het jou gemaak. God het 'n plan met jou lewe. God het vir jou lewe gegee. Hy het vir jou die liggaam gegee, maar hy het ook vir jou 'n calling gegee. Hy het jou gemaak vir hom. En van geboorte af probeer die vyand God se plan in jou lewe vernietig. Op watter manier ook al hy dit kon regkry. En ons kan nou sê, maar waar is die Here in dit alles? God het gepleit van die begin af by elke mens wat jou skade aangedoen het. Het God by hulle gepleit. Maar God gee aan die mens hierdie woorde. Hy sê, ek hou vir jou voor die lewe en die dood, die seën en die vloekie self. So God gee aan die mens die keuses. En baie mense se keuses raak ander mense. En ons ouers se keuses raak ons lewens. En so is die hele lewe. Maar God is getrou dat hy op die einde van die dag nog steeds jou sal kry om op 'n plek te kom waar jy hom kan raak sien. En ek wil vanmôre met jou praat. Ek dink baie van ons wat hier is, dink nie ek is goed genoeg om vir God iets te kan doen nie. Baie van ons wat hier is, kyk na my lewe, kyk na my foute, kyk na my keuses, kyk na die diskwalifikasies volgens die kerk, hoekom ek deur God nie gebruik kan word nie. En dan kom ek nooit op 'n plek waar God my actually wil gebruik nie, want ek dink ek is nie goed genoeg nie. En ek staan terug, want dan is mos iemand anderste wat dit kan. Ag, die Here sal iemand anders gebruik. Ek voel nie ek is goed genoeg nie, of ek is nie slim genoeg nie, of ek is nie sterk genoeg nie, of my CV lyk nie so goed genoeg dat ek kan aansoek doen om deur God gebruik te kan word nie. Maar ek wil eers met die saamlees uit die woord van die Here, want ek het vir jou goeie nuus vanmôre. God wil jou gebruik. God wil jou gebruik. En vir iemand hier vandag wil ek ook vir jou sê, dit is tyd om wakker te skrik. Dit is tyd om op te hou wegkruip agter 10 verskonings. Maar jy weet God het jou geroep. En God ken al die verskonings. Hy ken al die verskonings.
ja, maar ek kan nie voor mense praat nie, of ek kan nie dit nie, of ek kan nie daai nie. Jy kan nie, maar God kan in jou dit doen. Romeine 8, vanaf vers 28 tot 30, die vorige gedeelte daarvan praat dat hoe die Heilige Gees ons swakhede te hulp kom as ons bid, maar ek wil net van vers 28 af lees. Hy sê, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So, God het jou geroep, hy het jou verordeneer, hy het jou ook geheilig, sodat jy soos sy seun kan lyk, alles uit hom uit. So God has a plan for your life and He's got a purpose for your life, nie omdat jy gekwalifiseerd is nie, maar omdat hy jou kwalifiseer vir dit. Deur sy krag, maar dit is sy roeping. So hy het jou geroep, wanneer het hy dit gedoen? Hy sê vooraf al. Van die moederskoot af het ek jou uitgekies, maar ek het jou ook verordeneer. So wat beteken geordineer? Dit beteken jy die stempel van goedkeuring om onder die bediening van God te staan. He is ordained you to be used by Him, om so sy seun te lyk, want dit is wat ons moet doen. Ons is hier om Jesus te verheerlik. Ons is hier om die naam van die Here groot te maak, nie om onsself op te lig nie. So God het jou geroep, hy het jou geordineer, hy het jou geregverdig. So met ander woorde, ja, maar ek het soveel foute, maar God regverdig jou. Hy maak jou regverdig. Hy was jou deur die bloed. Hy koop jou sodat jy, al is jy in jouself nie goed genoeg om dit te doen nie, deur wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis van Golgotha en deur die genade van die Here kom hy en hy maak my sodat ek deur hom gebruik kan word. So is nie uit jouself uit nie. It's but by grace of God that you are able and by the power of the Holy Spirit. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf vers 23. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 23. En ek het goeie en slegte nuus vir iemand. Na vandag gaan jy nie meer verskoning hê nie. Na vanoggend gaan jy nie verskoning hê hoekom jy nie vir God iets kan doen nie. Na vandag gaan daar nie 'n verskoning wees, want jou verskonings gaan vanmôre deur God sê, dit weet ek alles. Maar ek het jou gekies. Ten spyte van wat in jou lewe aangaan. Ten spyte van hoe jou verlede lyk. Ten spyte van die foute van jou verlede. Ten spyte van wat jy voel, ek is nie goed genoeg om deur God gebruik te kan word nie. Gaan die Here vanmôre vir jou sê, maar ek het jou genoeg verklaar om vir my iets te doen. Hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as by die mense, en wat swak is by God, is sterker as by die mense. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyses na die vlees nie. Nie baie magtiges nie en nie baie edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wat wys is te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam. Wat onedel is by die wêreld en wat verag is
Weet jy wat, ons word nie baie keer net verag in die wêreld nie. Ons word baie keer verag in religion. Praat nie van ware kinders van God, ek praat van die religious systeem. Kom baie keer en sê vir jou, weet jy, hoe kan jy nou op die verhoog kom staan? Ek nou die ander dag het ek met my pa gesprek, en hy sê, jy kan nie daai ou op jou verhoog toelaat nie, hy het nog 'n paar probleme. Daar is nog goed in sy lewe wat moet regkom. Dis heilige grond hierdie. My pa vra nou, my seun is hierdie 3 stappies. Hy is nou onheilig. Hy is heilig. Maak die 3 stappies dat hierdie heiliger is as daai. Waar is dit heilig? Waar God is. Die grondgebied, hy sê die grond trek uit jou skoene, want God is daar. Waar God is, daar is die ding. Hierdie verhoog maak nie heilig. Ja, ek moet hier heilig wees vir God. Ek moet reg wees. Ek moet voor God wees. Maar hier is nie een van ons wat uit onsself gekwalifiseerd is om hier te mag staan nie. Is hy wat ons regverdig maak. Maar ons as mens het mos sekere standaarde. Jy kan nie vir die Here iets doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as God jou kies, ja, jy moet gehoorsaam raak aan God en sekere goed los en jy met jou lewe in orde kry. But if God has chosen you, it is time. Dit is tyd om gehoorsaam te raak aan die roepstem van God en sê, Here, wel hier is ek. Ek is gebroke, ek is stikkend, ek is dalk lyk nie soos wat die kerk sê ek moet lyk nie. Ek lyk dalk nie soos wat ek gedink het ek moet lyk nie. En baie mense, pastoor, ek wil net eers op daar kom. As ek daar kom, dan gaan jy sê dit al vir 5 jaar en 6 jaar en 7 jaar, wag jy om op die plek te kom, sodat jy kan voel, jy is goed genoeg om vir God iets te gaan doen. Ek wil vir jou sê, daar is nie nog tyd om nog 1 jaar, of 2 jaar, of 3 jaar te wag nie. Hierdie generasie het God nodig. Hy het 'n man en 'n vrou, 'n seun en 'n dogter, 'n oom en 'n tannie nodig, om in hierdie tyd op te staan, onder die krag en die salwing van die Here, en sê, Here, hier is ek is gebroke, maar ek is available om deur God gebruik te word, al is ek deur die kerk gediskwalifiseer. Daar's te veel geleerdes wat staan en die evangelie wil verkondig, terwyl daar gebroke mense is wat verstaan wat dit beteken om verlore te wees en deur God gered te word, en hulle verstaan die krag van die Heilige Gees. Want as jy nie verstaan wat dit beteken om verlore te wees nie, dan kap jy ore af met die woord. Kyk hoe tree daai ou op, en kyk, jy staan met die Bybel en swaard speel, terwyl Jesus sê, leer van my, ek het gekom om barmhartigheid te wil hê. Die persoon wat jy moet bedien, gaan miskien dalk nie lyk soos wat jy dink hy of sy moet lyk nie. Hulle mag dalk nog nie op die plek wees nie, maar hoe wil jy iemand by Jesus uitkry en jy verwag hulle moet eers verander? Moet hulle nie eers by hom uitkom, sodat hy hulle kan verander nie? En die kerk het vir jare lank vir mense gesê, gaan kry eers jou lewe reg en dan kom dien jy die Here. Hoe wil jy dit reg kry? Jy kom eers by Jesus uit en dan sal hy die verandering in jou lewe kom. Jy moet eers by hom uitkom. Jy moet eers by die God van die heelal uitkom. En dit beteken dat ek moet kom soos wat ek is, maar ek gaan nie bly soos wat ek is nie. Maar ek moet kom soos wat ek is. Sê, Here, hier is ek. Ek is gebroke, ek is stikkend. En ek wil vanmôre, hier is genoeg mense in hierdie kerk om Leidenburg om te keer vir God. Nou, julle klink nie baie positief daaroor nie. Hier is genoeg mense vanmôre in hierdie kerk, as 12 disippels gemaak het dat die wêreld al na Jesus toe gedraai het, as 12 disippels 'n dorp omgekeer het, as 12 disippels onder die krag en die salwing van die Here, hulle eerste diens, 5000 mans lei na Jesus toe, 12 disippels onder die krag en die salwing, hulle was rowwe ouens, hulle was vissermanne, een van hulle die kerk vervolg, mijn God kon kry 'n ontmoeting met die een wat die kerk gedood het en sê, jy gaan vir my werk. Die Here het nie vir een van die skrifgeleerdes uitgekies en sê, ek wil julle verander en julle gebruik nie. God gaan al, en ons het mos hierdie beeld dat die disippels was klomp ou oomies met baarde.
Hulle was jong oukies, almal amper in hulle 20's. Die jongste van hulle was hier by 16 rond gewees. Julle kan dit gaan oplees. Die disippels was nie klomp ou oomies nie. Was vissermanne, was jong ouens. En God sê vir hulle, kom hierso. O pastoor, ek is te jonk om vir God iets te doen. Of pastoor, ek is te oud om iets vir die Here te doen. Of ek is te dit om vir God iets te doen. En hierdie verskoning en daardie verskoning. Maar vandag staan die Here. Hy sê ek soek in hierdie tyd. Hy sê die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Ons het nie nog kerke nodig nie. Ons het nie nog allerhande goed nie. We need people to stand up under the anointing of the Holy Spirit. En sê Here, hier is ek is gebroken, maar ek weet God wil my gebruik. Here, my lewe lê in skerwe, maar hier is ek. As U hierdie gebroken mens kan gebruik my vanmôre. Ek is dalk gediskwalifiseer. Ek doen nie aan al die standaarde nie. Ek het dalk nie die geleerdheid nie. Ek is ook een van die dom ouetjies. Ek hou niks van leer nie. Kom met my hande werk. Maar ek is skaam ouetjie, ek is teruggetrokke. Ek is glad nie die regte kandidaat om hier te staan nie. En as jy nou nog na my geskiedenis gaan kyk en jy agterkom, ek was nog 'n dronkaard gewees en ek was is ek die laaste ou wat 'n kerkraad sou kies om hier te staan. Maar God kom en hy kies 'n ouetjie wat deur die kerk verwerp is. En hy sê, ek wil jou gebruik. Ek verstaan dit nou nog nie. Daar is nou nog daar wat ek met God stry. Sê, Here, kies net iemand anders, asseblief. Want hierdie job is nie maklik nie. Daar's baie daar wat ek na myself kyk en sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Hierdie ding is vir my te groot. Here, ek het nie die vermoë om mense te lei nie. Ek wil volg. Dis lekkerder om te volg. Dan hoef jy nie al die werk te doen nie. Dis lekkerder om net hier agter te wees. Ek wil nie voor wees nie, Here. Dis uit my karakter uit. God sê, but I've chosen you. Moses stry met God, toe God hom uitroep, om die volk uit te lei. En hy sê, Here, ek kan nie eens praat nie, ek hakkel. Here sê, maar ek sal jou mond aanraak en jy sal praat. En hy stry nog steeds met God. Hy sê, Here, sê vir hom toe, okay, wie is daar by jou? Aaron. En dan sal hy praat, maar jy sal gaan. Jy gaan nog steeds lei. En op 'n stadium stry hy met God en hy sê, Here, as dit is hoe jy met my gaan maak, laat ek eerder sterf. Jy kan dit gaan lees. Toe sê hy in 'n stryery met God, Here, as U dit van my gaan verwag, laat ek dan eerder nou doodgaan as wat ek gaan misluk, want ek dink nie ek gaan dit kan regkry nie. So hy het aan homself getwyfel. He didn't think he was good enough for the calling of God. But God anointed him. Sê jy. God kon van die begin af vir Aaron gekies het, maar God wou nie. Want anderste, weet jy wat, hoekom kies God gebroke mense? En nie gekwalifiseerde ouens nie, want anderste kan nie gekwalifiseerde ou sê, ek het dit reg gekry. Hey, kyk wat het ek gedoen. Maar ou wat voel, ek is nie goed genoeg om deur God gebruik te word nie. En jy word deur God gebruik, dan weet jy, Here, dit is net God wat dit in my en deur my gedoen het. Want uit myself uit kan ek dit nie doen nie. En dan kry God die eer en die mens kry nie die eer nie. As God gekwalifiseerde ouens wou gevat het, het hy hulle uitgekies. Maar dan het God geweet, hulle gaan sê, dis in my eie krag. Het ek dit vir, omdat ek 'n goeie leier is, dat ek hierdie plek, is omdat ek weet hoe mense saam te roep, laat hierdie dinge werk. Maar as jy op 'n plek kom en jy sê, Here, ek weet nie om hierdie goedes te doen nie. Maar hier is ek en God soek vanmôre 'n seun, 'n dogter, 'n man en 'n vrou. Oom, moenie vir my kom sê jy is te oud nie. Ander tannie en eendag my sê, pastoor, is nou tyd dat die volgende generasie oorvat. Ek sien dit nêrens. Hy sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort oor alle vlees, selfs julle ou mense, sal ek die gees uitstort, selfs oor julle jonges. Moenie kom vir my vertel, die dag God, jy retire nie, God, daar's nie van aftree nie, man, hy kom en hy refresh jou weer, daar's nie 'n retire nie. God kom en hy maak jou, sê nee, hier is nuwe krag. Hier is, want al is verander jou roeping en die plan van God, God still uses you till the end. Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy het gedink jy gaan stop. En ek het vanmôre vir jou goeie nuus. Jy gaan nie ophou nie. Hy sê, want
Wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies, en wat onedel is en wat verag is het God uitverkies, en wat niks is nie. Sien iemand wat vanoggend gedink het, Here, ek voel soos 'n niks. My huwelik het misluk. My lewe is in skerwe. Dit voel vir my of ek geen purpose meer het nie. Dit voel of ek nie meer doel het nie. Dit voel of alles net, God, hoe kan God my wil gebruik? Dit voel of ek 'n klug is, want ek wil vir ander vertel dat Jesus doen goed is, maar my eie lewe is nie lekker nie. Maar ek het vir jou goeie nuus, God gaan eers iets in jou kom doen. God's gonna do a restoration in you. Hy sê, ek kom regverdig jou, ek kom heilig jou, ek kom maak jou heel, sodat jy deur my gebruik kan word, maar jy moet vanmôre sê, Here, hier is ek gebroken, en maar ek wil gebruik word. Lentjie, dit is tyd om deur God gebruik te word. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is tyd om op te daag en sê, Here, ek staan nie in my eie krag vanmôre nie. Dit is tyd om God te vertrou vir die bonatuurlike in jou lewe. 2 Korintiërs, hy sê op vers 29, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Dis hoekom, sodat niemand kan sê, ek het dit gedoen nie. Here, wat u gedoen het, is net u, want ek kan dit nie doen nie. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sê, hier is ek. 2 Korintiërs, hoofstuk 3, vers 5 en 6. Hy sê nie, 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie. Maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewe. Met God soek nie jou geleerdheid nie. He wants you to trust the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, to do something in you that you never thought God can do through you. Want as die gees van God 'n gebroke mens kan vat, dan doen hy bonatuurlike werke. So jy is nie uit jouself uitbekwaam nie. Ek is nie uit myself uitbekwaam nie, maar dit wat ek doen ek omdat God my bekwaam maak, sodat dit sy eer gaan wees. 2 Korintiërs 4 vers 5 en 6. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as dienaars om Jesus ontwil. Want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om verligting te bring van die kennis en van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus Jesus. It is God that is shining in you so that he can shine through you. God wat gesê het in duisternis, jy mag dalk in duister omstandighede sit vanmôre, jy mag dalk in gebroke omstandighede sit, maar dit is juist daar waar God in jou lewe wil kom inskyn, sodat dit verligting kan bring in hierdie gebroke situasie in jou lewe. Jy gaan dalk deur 'n rowwe verhouding, maar ergens as God jou daardeur gebring het, is daar iemand anderste wat in 'n donker verhouding sit en wat moet daar lig in geskyn word, en jy sal nooit compassion hê vir iemand wat verslaaf is, as jy nie self deur 'n ding gegaan het waarvan God jou vry gemaak het nie, maar nou omdat jy verslaaf was, sê die vyand vir jou, jy kan nie deur God gebruik word nie, want jy's gediskwalifiseer, want jou CV lyk nie so grand nie, maar jou CV is so oud soos jou wedergeboorte. Ek wil vanmôre vir jou sê, want daar het 'n dag gekom wat Jesus die ou mens begrawe het, en jy as 'n nuwe skepsel in Jesus opgestaan het, en die ou mens bestaan nie, maar jy kan getuig van waar God jou uitgehaal het. Dit is tyd. Dis mense wat vanmôre sê, ja maar sê nou maar, ek druk myself in my vroutjie. Sê nou maar, ek druk my in en dan ander. Daar gaan altyd iemand wees wat iets te sê het, wanneer jy vir God iets wil begin doen. Maar dit sal iemand wees wat nog self nie eintlik iets gedoen het nie. Nou, daar's altyd ouens wat ek het dit nou die dag ook gesê, daar's baie rugby spelers, so gekwalifiseerde rugby spelers op die paviljoen. Baie gekwalifiseerde refs.
Hulle kan vir jou presies sê hoekom daai ou die bal misgevang het en as dit nou ek was, maar hy kan nie eers saam met sy kleinkinders in die yard hol met die rappiebal nie. Maar hulle is die beste rappie spelers wat daar is. Die ouens op die paviljoen weet altyd meer as die ou wat daar klop. So hulle opinie, as elke rappie speler moes luister na elke opinie op die paviljoen, dan het hulle nie meer rappie gespeel nie. Nou wie moet ek luister na my afrigter? Wie se opinie maak saak? Die afrigter. Die ou wat my afrig, die ou wat my leer. God se opinie, die een wat jou uitgekies het vir die span. Somebody chose you. Iemand het daai rappie speler uitgekies en hy's besig om hom op te lei, om beter te word. Somebody has chosen you for heavenly purpose. En die vyand kom vanmôre en sê vir jou, maar weet jy wat, jy sukkel nog met dit, hoe kan jy, God sal dit uitsorteer, laat hom toe om dit uit te sorteer. Moenie laat die vyand jou kom sê, maar jy kan nie nou vir iemand anders te gaan bid nie. Weet jy wat, daar was tye wat ek nie raad vir myself gehad het nie. En dan stuur die Here die een na die ander mense met dieselfde goed, en dan moet ek hulle bedien, en as ek hulle klaar bedien, en dan het ek sommer klaar raad vir myself. Ja, Here, dat ek sommer vir myself gepreek ook. So ek het nie vooraf die antwoord gekry nie, maar terwyl ek vir iemand bemoedig, dan kom die Gees van God en hy bemoedig my. Want ek verstaan waardeur daardie persoon gaan. Maar nou wil die vyand vir jou sê, hoe kan jy vir God iets doen? En ek wil vir jou vra, hoe kan jy nie vir God iets doen nie? Van hoe goed is hy nie vir jou nie? As dit nie vir hom was nie, was jy nie hier nie. As dit nie vir hom was nie, het jy nie deur hierdie storm gekom nie. As dit nie vir hom was nie, hy het jou uitgekies. Wil jy met 'n bietjie dink daaroor? You have been chosen. Jy's gekies, handpicked by God to fulfill a certain purpose for him. En jy verstaan daai purpose en jy het hierdie begeerte in jou, ek wil so graag dit vir die Here doen, maar as jy sê ek kan nie eintlik bid nie, dan sê jy op die regte plek. Want as jy kon bid, dan kon jy dit doen. Dis juist wanneer ek voel, Here, hierdie ding is te groot vir my. My pa het my altyd hierdie ding geleer. Hy sê, my seun, as jy 'n visie het en jou visie skeer jou nie, dan sit jou eie visie. Maar as jy 'n visie het en dit maak jou bang, dan weet jy dis van God af. Want God's vision is always bigger than yourself. Ja, maar ek is te bang om hierdie goeders aan te pak. Dit is waar geloof inkom. En dis waar die krag van God. You will never see the supernatural power of God if you're not going to start moving and trusting God for that scares you. En Moses was bang geweest vir hierdie roeping op sy lewe. Elia ook op 'n tyd. Toe hardloop hy in die woestyn in. Want hy voel net dit is om te veel. God vra hom, wat soek jy hier? Moenie laat die vyand jou vanmôre diskwalifiseer van dit wat God vir jou wil doen nie. Het jy nog foute? Ja, maar vertrou God om dit uit te sorteer. So as jy gaan wag dat jy perfek is, dan gaan jy baie lank wag. En mense om jou gaan verlore gaan, omdat jy stil bly. Dit is tyd om op te staan, sê Here, hier is ek. As ek vir iemand kan bid, laat ek vir hulle kan bid. As ek kan inbeweeg in 'n roeping, as ander nie wil saamloop nie, nie almal wat op die pad is, weet is op die pad nie, party ons is net in die pad. Maar sien nou maar, daai ou vervies hom omdat ek ook nou vir God iets wil doen, dan is hy in die pad. If they cannot see the kingdom vision,
It's not about me. It's not about the ministry. Dit gaan nie oor my koninkrykie nie. As jy 'n koninkrykshart is, word jy nie bedreig deur iemand anders wat vir God iets wil doen nie. Want dit gaan oor siele. Die oomblik wanneer jy bedreig raak deur iemand anders wat vir God iets wil doen, dan is jou hart nie op die regte plek nie. Maar sê nou maar, hulle doen dit beter as ek. Jy het klaar gemis. Sê nou maar, hulle praat beter as ek. Sê nou maar, hulle preek beter as ek. Sê nou maar, hulle doen dit beter as ek. Dan is jy besig met 'n kompetisie wat God jou nie voorin geskryf het nie. Die enigste opinie is, Here, doen ek wat U wil hê. As ek vanmôre hier uitstap en ek voor God gaan staan, moet ek vra, Here, is U tevrede? Het gaan nie oor hoeveel Facebook likes jy kan kry en hoeveel mense daar agter vir jou kan sê, jy het dan oulik gepreek vanoggend nie. Want dis nie wat ek soek nie. Wat ek soek is mooi so, my getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou en oor veel sal ek jou aanstel. Dis my hartsbegeerte is om God gelukkig te maak. En as ek 'n verskil kan maak in iemand se lewe, deurdat ek gehoorsaam was, sê nou maar net ek het stil gebly, omdat ek nie goed gevoel het dalk vanoggend. En een ou gaan verloor. Omdat ek voel ek is nie goed genoeg nie. Daar's baie dae wat ek voel ek is nie goed genoeg nie. Maar dit is goed so, want dit hou my humble. Dit hou my op 'n plek waar ek bly God soek en sê, Here, gebruik my, sodat ek nie groot in myself sal word en dink ek is iets nie, want ek is niks. Ek is gered deur genade. So baie van julle ken my al. Ek is glad nie die tipiese pastoors oukie nie, ek is teruggetrokke, ek is skaam. Ek sal nou nie dit sê as jy met my praat nie, maar ek is 'n skaam oukie. Ek hou van my persoonlike spasie. Ek sukkel met selfbeeldprobleme. Dink nie ek is dit is 'n double check myself altyd oor alles, bevraagteken myself oor alles. Ek is 'n alkoholist gewees. Die ou mens, God het my daar uitgehaal. Ek is nie gekwalifiseerd om hier te staan nie. Maar vir een of ander rede het God na Jaco Duisel gekyk en sê, ek wil jou gebruik. En toe God my uitkies, toe sê my pa vir die Here, Here, U maak 'n fout. Nie Jaco nie. Hy is miskien 'n pastoorseun, maar hy's alles behalwe 'n engeltjie. Nie hy nie. Here, hierdie kind van my kan nie eens 'n praatjie voor die klas doen nie. Hoe wil U hê hy moet bediening toe gaan? En die Here sê, ek het hom gekies. En toe die Here dit vir my sê, toe hardloop ek, sê, nee, Here, ek nie. So ek het nie ingespring en sê, yes, God het my gekies nie. Ek het gerebelleer en sê, Here, nee. Ek kan nie dit doen nie, Here. Maar op die einde van die dag het God, al moes hy met my ook dalk soos ou Jona gemaak het met die groot vis. En ou 'n paar dae in 'n plek beland waar jy nie wou wees nie, maar God het my gebring. Skiep eerder die visgedeelte. Luister eerder. Maar ek wil vir iemand vanmôre sê, God sê, daar's nie meer tyd nie. Hou op verskoning soek, hoekom God jou nie kan gebruik nie. Man, druk jou oral in. Hoor, daar's 'n ander skrif wat sê, as jou hand vind om iets te doen, doen dit met alles in jou, met al jou krag, en doen dit goed. As jy vir God iets kan doen, doen dit. As jy iemand irriteer en nie, prys die Here, irriteer hulle. Solang jy weet op die einde van die dag, Here, ek het gedoen wat God wil hê, ek moet doen. Vat elke geleentheid, tydig, ontydig, elke seisoen, sê God, here I am. Ek wil vir God iets doen. Here, as ek in die winkel inloop en daar's iemand wat U nodig het, wys vir my wie het U nodig. Moenie gaan groceries koop en net uitstap nie. Vra die Here, wys vir my iemand. En as die Here jou niemand wys nie, vra môre weer. En as die Here jou niemand wys nie, vra oor môre weer.
vra dat die Here jou sal gebruik. Sê, Here, hier is ek, gebruik my. As Here jou nie vandag gebruik nie, be available. Sê, Lord, here I am. As ek kerk toe kom, Here, is hier iemand wat hier gesit het vanmôre, voor die diens begin het, wat ek voor kon gaan bid het. Nee, want ons is mos almal, niemand het gebed nodig nie, ons is mos almal surprise. Hoeveel keer sit ons in hierdie kerk, en iemand sit hier so gebroken en stikkend, en roep na God, Here, kan iemand nie net maar vir my kom bid nie? Ek praat hard vanmôre met jou, maar jy kan deur God gebruik word. Ons wil altyd net bedien word. Maar miskien wil God jou net dalk gebruik om iemand te bedien. Ek praat hard met jou, kind van God, wat gaan jou verskoning wees? As ek en jy voor God staan, hoekom God jou nie kon gebruik nie, want hy het vir jou alles gegee, sodat jy deur hom gebruik kan word. Hy het vir jou sy gees gegee. Nie uit jouself uit nie. Nie uit jou eie krag uit nie. Nie uit jou eie wysheid uit nie. God wants to use you. He has chosen you. Ek het die woord, ek kom op die einde van my woord. Is daar iemand wat vanmôre hier is en sê, Here, ek wil meer as net 'n kerkganger wees. Ek wil meer as net iemand wees wat gered is. Here, ek weet nog nie hoe U my wil gebruik nie, en ek weet nog nie waar U my wil gebruik nie. Is iemand wat dalk weet waarmee God met jou praat, maar jy rebelleer nog oor dat jy fokus nog nie daar nie. Maar ek wil vir jou sê, jy is daar. Maar pastoor, my binnekant val nog uitmekaar uit. Dit is 'n goeie plek om te begin. Dit is 'n goeie plek om te begin, om vir iemand anders te begin bid wat ook uitmekaar uit te val, terwyl jy uitmekaar uitval. Want jy gaan absoluut op die gees van God staan, maak sê, Here, nou moet U my help. Nou moet U my help. Is hier vanmôre mense wat sê, Here, hier is ek. Ek is gebroken dalk, ek is stikkend, ek weet nog nie eens waartoe ek self op pad is in die lewe nie, maar hier is ek. Steek jou hand vir my op, sê, daar is Here, I want to be used by God. Ek wil net deur God gebruik word. Ek vra dat julle op julle voete staan saam met my. Ek vra dat die orkes so lank na vorentoe sal kom. Ek wil jy net daar waar jy staan met die Here begin praat en sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek, gebruik my. Lei my op die plek, wat ook al U moet doen, sal ek doen, sodat ek deur God gebruik kan word. En dankie, Here, dat U my uitkies. Al is ek gebroken. Ek praat nie net van om pastoor te word of iets nie. Ek praat van om available te wees, om deur God gebruik te word. Om available te wees, om 'n verskil te maak in jou huis. Baie van ons se eerste bedieningsveld is in ons huise. Baie van ons se eerste bedieningsveld is in onsself. Is by ons kinders, by ons man, by ons vrou. Is dalk ons jou eerste bedieningsveld. Baie van ons se bedieningsveld lê by jou oom en jou tannie. Erns, want jy vir die Here vra, Here, vir wie kan ek vandag bid? Miskien is jy dalk nie die tipiese een wat kan uitreik nie. Maar ek dink nie, is een hier wat nie kan bid nie. Is nie een hier wat nie kan na God roep vir die redding van iemand se siel nie. Is nie een hier wat nie op sy knie of haar knie kan begin gaan en sê, Here, ek roep dat siele oes kan inkom nie. Gebruik my as 'n bidder, Here. Gebruik my as 'n spreekbuis. Gebruik my van hoe ook al U my wil gebruik. So jou roeping gaan dalk nie soos die een Lansjou se lyk nie. My en my vrou se roepinge lyk totaal geheel en al anderste. Maar God voeg dit saam, dat dit saamwerk. Ek bid hard, sy bid sag. Ons bid nie eers dieselfde nie. Maar God het 'n plan met haar. God het 'n plan met haar lewe. God het 'n roeping op haar lewe. En ja, God het vir ons 'n gesamentlike roeping, maar God het ook
en ons eie menswees 'n plan. En ek wil dit net vir iemand sê vanmôre, want jou roeping lê nie net in jou huwelik nie. Jy gaan eers jou eie identiteit in die Here moet vind en verstaan, en dan voeg God, dit vloei net saam. Dis 'n goddelike proses. Steek jou hand op en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Hier is ek, Here, gebruik my, ek gaan nie meer terugstaan nie. Ek gaan nie meer terugstaan nie. Ek gaan nie meer terugstaan nie. Ek meld aan vir diens, Here. Ek meld aan vir